Om gemotiveerd te wees en te bely, beteken ons moet bly ontdek dat God se krag is my sterkte. Soms worstel ons met verantwoordelikhede wat net te veel en te groot vir ons voel. Dis uitdagings wat soos bergpieke is wat voel, ons gaan die ding nooit bereik nie. Dis net te hoog vir my. En aan die ander kant voel party vallei is so diep en ons is bang ons word verswelg deur die storms van die lewe. Maar hoor wat skryf Paulus, en onthou Paulus het sy lewe die hoogtes en die dieptes beleef, die helder tye en die donker tye. Hy skryf in Efesiërs 6 vers 10, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Die woord wat hier vir krag gebruik word, is die Griekse woord endynamo, wat letterlik beteken met krag gevul te word. Ons het so 'n tydjie terug geskarrel om weer ons batterye en ligte in die kragstelsels in te prop, toe het skielik aangekondig word, load shedding begin weer. En ons weet almal dat wanneer beurtkrag begin, dan moet jy gereed wees dat dit 'n voortdurende proses is om alles elke keer te laat laai in die tussentye, sodat jy krag het vir wanneer die elektrisiteit dan afgeskakel is. Maar by God werk dit anders. God se krag is nie eenmalig nie, dis nie beurtkrag nie. Dis vir altyd. Jy moet net in sy krag bly en jy word voortdurend dan daaruit gevul en versterk. Nou Paulus gebruik telkens variasies van die woorde in die Here of in Christus, om daarmee aan te dui dat ons voortdurend aan Jesus en in Jesus gekoppel moet wees in ons verhouding met hom. Anders het ons nie volhoubare krag en mag nie. Anders verloor ons moed wanneer ons begin swaar kry en teenspoed ervaar. Anders word ons meer gevoel deur elke wind van verandering. Ons krag is ten diepste nie ons eie vermoëns nie, want sodra ons gedagtes gevul word met die negatief, is dit asof ons vermoëns verdwyn of afneem. Ons krag is ten diepste nie in ons passies nie, want sodra ons aandag afleibaar word, dan word ons energie vir passies, vir ons eie passies ook minder. Die krag is in net een posisie, en dit is as ons gekoppel is in die Here en in sy groot mag. Nou hoe kom ons daaraan? Ons maak 'n doelbewuste keuse om 'n dieper verhouding elke dag met die Here te ontwikkel. Ons gee doelbewus dit waaroor ons moedeloos voel, oor aan die Here, want ons weet, sy krag sal ons, soos vir Paulus, tot alles in staat stel. Wanneer ons erken dat ons krag in Christus vind, en dit by hom gaan soek, dan word ons deel van die geestelike krag van God. Leef geïnspireerd.